Dit is wonderlik om terug te wees en weer by die gemeente na lekker vakansie en ons dank die Here dat hy dit vir ons moontlik gemaak het. Die jaar het al gevorder en ons is nou weer terug. Van julle is al van die begin van die jaar af hier, maar wat 'n voorreg om saam te wees. Ek kyk in die media en ek sien hoe daar bevelde getrek word teen kerke. Hoe dit amper nie meer veilig is vir party kerke in sekere lande om by mekaar te kom. Want jy kry radikale mense wat 'n ander geloof het, wat instorm en sommer net begin mense doodskiet. En dank ek die Here dat ons steeds in ons land die voorreg het om kerk te hou. Kan ek vir jou vra gemeente om ernstig saam te bid? Die regering is besig met planne en julle weet daarvan. Hulle wil kerke reguleer, hulle het 'n goeie argument rondom dit, maar ons weet waartoe dit gaan lei. Kerke was nog nooit gereguleer deur die staat nie. Daar is beheerliggame binne in 'n kerkgenootskap. Daar's 'n hoofkantoor, daar's 'n streek en hoofkantoor. Daar is reeds dinge in plek. En ek kyk na die argumente en ek sien die antagonisme en ek sien die wil nie politiek inbring nie, maar mense se opinies rondom die kerk. En ek sê dit baie keer en ek sal dit nog altyd sê, elke oomblik, elke dag, geleentheid soos hierdie is 'n oomblik. Ons het aan die einde van verlede jaar 2025 met ons dankdiens, het ek vir gesê, kyk na die persoon langs jou. Neem die oomblik in, want ons weet nie of ons volgende jaar, by einde van hierdie jaar, se dankdiens, wie van ons gaan nie wees. Ons weet nie. So, vanoggend 'n voorreg om saam te wees, 'n voorreg om die Here oop te maak, ongehinderd, op ons manier kerk te hou. En dankie vir jou teenwoordigheid, dankie dat jy hier is. Ek kyk na 'n dokumentêr, of nie 'n dokumentêr nie, 'n ware verhaal oor 'n kerk in Duitsland, waar dis 'n wonderlike Pinksterkerk en hulle groei in Duitsland, groei hierdie gemeente, en omdat hulle so groei, is daar onmiddellik agterdog by die regering. Die oomblik as mense groei en daar gebeur iets, dan is die eerste reaksie dat dit is 'n sekte. Of dis een of ander kult, dis die woord, nee, 'n kult is wat daar ontstaan. En iemand in die gemeente gaan lê 'n valse klag by die regering en sê dat die pastoor van die gemeente het 'n wapen in sy besit. En in daai week daag 140 polisiemanne op by een pastoor se huis, 140 gewapende polisiemanne, lyk soos 'n SWAT-team, storm sy huis in, rand hom aan, gaan na die kerk toe, breek die kerk se deure af, slaan alles vensters, net omdat hierdie 'n valse klagte was. Terwyl die persoon voor die tyd die polisie laat weet het en gesê het, ek het eintlik 'n leuen vertel. Maar waar die staat optree teen 'n kerk, dan die moeilikheid. So dankie Here vir wat ons vanoggend het. Met vakansietyd hier oor Kerstyd stuur almal boodskappe en ons het al julle boodskapies gekry en ek wil dankie sê vir elkeen se mooi boodskap. En dit is wonderlik om Kersboodskappe vir mekaar aan te stuur. En dan kry jy die boodskap en dan sê ek, Here, dankie vir hierdie kosbare mense in my lewe. So het almal 'n boodskap gekry en dan terwyl jy op vakansie is, dink jy terug aan die gemeente. En ek wil uit my hart uit vir Here dankie sê dat ons houtreis kan wees. Is jy bly? Jy is deel van hierdie familie? Amen. Kom ons koester dit. Kom ons wees intentioneel hierdie jaar om mekaar nog beter te leer ken, nog meer om te gee, nog nader aan mekaar te beweeg, nog meer liefde te gee.
Ek gaan dit van my kant af doen. Ek wil hê jy moet dit van jou kant af doen teenoor ons, en jy moet dit van jou kant af doen teenoor jou mede broer en suster. Dit gesê, wil jy nie vir jou langs jou kyk, en net sê, man, ek like jou nog steeds. Jy is daar maar net oor. Ja, prys die Here. Ouens, dat ons dit nie van selfsprekend aanneem nie. Ek wil jou aanmoedig, jy ken my hart. Sondag soek ek jou hier. As jy nie iets anders weet nie, ek weet ons het partykeer familieverpligtinge en ek weet partykeer vat jy naweek af en ons gun dit. Moenie net sommer by die huis bly nie. As jy niks, dit klink verkeerd, maar jy hoor nou die konteks, as jy niks anders het om te doen nie, en jy is nie weg nie, moenie by die huis bly nie. Soek jou Sondag hier. En terwyl ons op daai onderwerp is, ons koffiemasjien is aan die gang. En ons gaan die Here vertrou dat ons hierdie koffiehuis bietjie kan uitbou. Op 'n Sondagoggend kan jy dalk 'n roosterkoek kom eet voor die diens. In plaas van daai ontbyt by die huis, kom eet om hier man. Ons gaan vir jou 'n goeie prys gee. Kom bietjie vroeër kerk toe. Diens begin 9:00. Moenie 8:45 insluit nie. Kyk, kom vroeër. Kom kuier. Ons gaan vir jou tafeltjies en stoeltjies reg hê. Ons gaan vir jou lekker pastye reg hê. En kom koop ietsie hier en kom kuier saam en kom fellowship. Die week is te besig. Ons kom nie by mekaar uit nie. Gebruik Sondag om saam te kuier. Ek kyk daai gemeente in Duitsland, ek sê Here, dankie. As een ding wat uit dit uitvloei, is dat daai vervolging teen die gemeente en die pastoor. En hulle het nie vergoed nie, hy moes al sy mediese onkoste self dra, hy moes al die skade op sy huis self dra, hy moes die skade op die kerk self dra. Maar daai gemeente groei nog steeds. En hulle word groter en sterker. En Sondag is 'n kerkdag. Hulle is voor die tyd saam. Hulle hou kerk saam. Hulle eet na die tyd saam. Dis fellowship. Ek geniet dit. Ek wil jou uitnooi om jou hart oop te maak hierdie jaar vir jou medebroer en suster. En te kom fellowship. Kan ek 'n amen kry? En dan 'n smile, nie sulke fronsies nie. Amen. Die pastoor loop 'n gemeentelid in die week, na die Sondag in die week, loop hulle mekaar raak in die supermark. En die gemeentelid sê die pastoor, Sondag se boodskap, wow, dit was 'n goeie boodskap. En die pastoor is heel ingenome met homself, hy sê, broer, baie dankie, hy sê, maar vir my studie doeleindes, wil ek graag weet, wat 'n deel van die boodskap, was dit dalk die inleiding gewees? Hy sê, nee pastoor, ek het laat gekom. Hy sê, broer, dan was dit seker 'n goeie inhoud. Hy sê, nee pastoor, ek het in die slaap geraak. Hy sê, wel, dan was dit 'n verskriklike goeie einde. Hy sê, nee, ek het vroeg geloop. Nou, niemand het laat gekom nie, julle is almal hier. Kan ek jou vra om asseblief nie vandag terwyl ek preek in die slaap te raak? En kan ek jou vra om nie 5 minute voordat dit klaar is, uit te glip nie? Kan ons dit, is dit reg? So gepraat van laat en vroeg. In Desember, omdat ons oor Kerstyd nie was nie met verlof, het ek 'n vroegtydige Kersboodskap gebring. Wyle die van julle wat hier was. Ek het voor Kerstyd het ek vir jou Kersboodskap gebring en gesê die geheim van Kersfees is eintlik dit gaan alles oor jou. Jesus is gebore vir jou. Dit was my boodskap. Nou die jaar al gevorder, nou is ek eers terug. Nou bring ek vir jou laat 'n nuwejaarsboodskap. Is dit al reg? Kan ons hom maar bring. Goed. Lees saam met my Klaagliedere 3 vers 22 tot vers 24. Dit sê die volgende: Dit is die goedertierenhede van die Here dat ons nie omgekom het nie. Want sy barmhartighede het geen einde nie. Hulle is elke môre nuut. U trou is groot. Vers 24. Die Here is my deel, sê my siel. Daarom sal ek op hom hoop. Dit is u goedertierenhede, Here, dat ek nie omgekom het nie. Dis u goedertierenheid, Here, dat ons vanoggend nog hier is as gevolg van God se goedheid. Dis wat die skrif sê. God is buite tyd, ons weet dit. Ek en jy as mens is tyd gebonde. Jare word ingedeel in maande. Maande word ingedeel in weke.
Weke word ingedeel in dae. Dae word ingedeel in ure en so meer. Alles omtrent ons bestaan is ritmes. Ons ritme, ons lewe het sekere ritmes. En aan die einde van elke jaar bevind ons onsself op dieselfde plek. Tussen die aand van die ou jaar en die oggend van die nuwe jaar bevind ek en jy onsself op 'n plek tussen wat was en wat gaan gebeur. Elke jaar gebeur dit. Ons het hierdie ritme, ons is tydgebonde. Agter jou en my gemeente 2025 lê 12 maande van vreugdes. Kan ek 'n hand sien? Maar daar lê ook 12 maande van hartseer. Ek kan ook 'n hand sien. Daar's oorwinnings, daar was nederlaag. Daar was planne wat perfek gewerk het, daar was planne wat nie gewerk het nie. Voor jou en my lê 'n splinternuwe jaar. 2026, 'n jaar wat ons nog nooit gesien het nie. Daar wat nog nie geleef is nie. Voetstappe wat nog nie gegee is nie. Ek het hier my ou dagboek saamgebring. Jy moet verskoon, ek het nog so baster verkouentjie. So as ek 'n bietjie water sluk, verskoon my. Ek sit verlede jaar in my kantoor. En hier's my 2025 dagboek. Ja, ek is nog old school. Ek weet julle Google calendars en hierdie ander fancy fone en goeders maar. Alraai, baie keer skryf ek in elk geval ietsie binne en kyk ek nie eens binne. Maar ek sit met my ou dagboek, ouens, en ek bestel 'n nuwe dagboek en ek maak hom oop. En toe ek hom oopmaak hier by jou jaarkalender, blank, obviously. Maar skoon bladsy. En iets stres my. As ek by 25 kalender vat, hier kan ek vir jou wys, jy kan hom so vinnig sien. Hy is redelik vol geskryf met afsprake en dinge. Daai is die eerste 6 maande en daai is die volgende 6 maande van die jaar redelik vol geskryf. As ek deur my dagboek blaai en ek kyk, dan kan ek vir presies sê by watter geleentheid was ek. Watter afspraak het ek met wie gehad? Hoe het die afspraak verloop? Was dit suksesvol, was dit nie suksesvol nie? Hoe het ek gevoel, wat was my emosie tydens daai geleentheid? Hier was ons beplanning met Rihanna Nel optrede en ons beplanning met 'n dankies en na die tyd kan ons sê, wat voor die tyd weet jy nie, na die tyd kan jy terugkyk en sê, "Wow, ek dink dit was redelik suksesvol." So as ek na die verlede kyk, kan ek vir jou presies sê waar ek was, wat ek gedoen het en hoe ek gevoel het op daardie stadium en dit weet of jy amper elke dag sê waar ek was. Hier is 2026. Kan ek nou die Engels gebruik? Ek het nie 'n klou van wat in hierdie bladsye neergeskryf geword het. Ek het 'n beplanning. Ek weet nie nog hoeveel nuwe afsprake gaan bykom. Hoe gaan dit uitdraai? Gaan my planne werk? Gaan my planne nie werk nie? Gaan ek tevrede wees na 'n afspraak? Gaan ek ontevrede wees? Dis 'n blank dagboek. Dat dit net by my skielik van daai oomblik. Hier kan ek vir jou sê wat het gebeur. Hier kan ek nie vir jou sê wat gaan gebeur. So aan die einde van die jaar, tussen die aand van die ou jaar en die oggend van die nuwe jaar, bevind ons onsself op dieselfde plek tussen wat was en wat gaan kom. Soveel mense sluit die ou jaar af met en begin die nuwe jaar met 'n partytjie. Niks daarmee verkeerd nie. Maar weet julle wat? Daardie oomblik, ek wil praat oor daardie tydperk. Ek wil praat simbolies oor daardie oomblik. Dis eintlik 'n heilige oomblik. Waar God jou en my uitnooi om stil te staan, om te reflekteer, om dankie te sê en om ons hoop in hom te hernie. Dis eintlik 'n heilige oomblik. Daaroor wil ek met jou gesels. So as ons kyk, 'n terugblik, dan wil ek met jou praat oor God se getroue hand. God se getroue hand. En wanneer jy terugkyk oor jou lewe, partykeer kan jy 'n swaar lewe hê. Ander kere kan dit goed gaan. Wanneer jy terugkyk oor jou lewe, sien ons God se vingerafdrukke
op ons lewensreis. Jy sal God se vingerafdrukke sien, selfs in die moeilike tye, selfs in die hartseer tye. Jy sien God is skielik weg nie. As jy eerlik is en jy kyk terug oor jou lewe, sien jy God se vingerafdrukke op jou lewensreis elke keer. Stem jy saam? Elkeen van ons wat volgende hier sit, en so bly jy te sien, is in 2025 deur God behou. God het jou behou. Sommige van ons het in 2025 deur diep waters gegaan. Dit kan ons ook eerlik vir mekaar sê. Dit kon wees deur siekte. Dit kon wees deur verlies. Kon wees deur familie-uitdagings. Party het finansiële druk beleef. Ander het moegheid van liggaam en siel beleef. Vir party was dit 'n goeie jaar, vir ander was dit 'n moeilike jaar. En steeds is ons hier. Kyk net so vir jou langs jou, sê jy het dit gemaak. Hæ? Steeds is jy hier, sê daar. Ek kan almal se name noem. Jou, steeds is ons hier. Nie omdat ons so sterk of so oulik is. 'n Gemeente omdat God jou en my behou het. So in die eerste plek as ons terugkyk, dan sien ons God se getroue hand, hy het ons behou. 2 Korintiërs 4 vers 8 sê die volgende. Hy sê in alles word ons verdruk. Het ons verdrukking beleef? Ja. Maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is verleer. Daar's baie kere ouens wat jy en ek staan sonder antwoorde, jy's verleer. Maar ons is nie radeloos nie. Vervolg, maar nie verlate nie. Neergewerk, maar nie vernietig nie. Kan iemand sê, prys God? Amen. Miskien is die mat onder jou voete uitgeruk in 2025. Miskien het jy so hard op jou gesig geval, jy die neus bloei nou nog. Maar ek is nie vernietig nie. Jy is nie vernietig nie. Nou is daar 365 nuwe oggende wat voorlê. Wel, daar is al 'n paar verby. Jy hoor wat ek sê. 365 nuwe oggende wat voorlê. Maar daar was 365 nuwe oggende wat ons reeds beleef het. Daar was 365 sonsondergange wat ek en jy verlede jaar beleef het. Loof die Here vir dit. Party mag my sê, pastoor, weet jy wat? Ek hoor wat jy sê. Maar die Here het van my weggeneem in 2025. Ek het my man verloor. Ek het my vrou verloor. Ek het 'n kind verloor. Is hierdie God dan so goed? Sorg hy dan so goed dat hy so iets sou toelaat? Ek verstaan jou vraag. Kan ek vir jou een skrifgedeelte aanhaal wat ek wil aanbied as troos vanoggend? Romeine 14 vers 8 tot vers 9 sê die volgende. Want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Want hiervoor het Christus ook gesterwe en opgestaan en weer lewend geword om oor dode sowel as die lewende te heers. By God het niks verander nie. Mag dit troos wees vir jou uit jou verlies uit verlede jaar. God se voorsiening, ons praat oor sy voorsiening, hy het ons behou. Hy het ons nie net behou nie, hy het vir jou en my voorsien. Ons het dalk nie alles gekry wat ons wou hê nie, maar ons het alles gekry wat ons nodig gehad het om daagliks te leef. Vir wie van julle het die Here in 2025 deure oopgemaak? Kan ek aansien? As hande wat opgaan. Weet julle wat? Ek dink daaroor en ek besef hoeveel deure het die Here in jou en my lewe toegemaak waarvan ons nie eers weet nie om ons te beskerm. Hy maak deure oop, maar hy maak ook deure toe. Elke bord kos, elke kledingstuk, elke persoon op jou pad, jou familie, jou vriende, alles is genade uit God se hand.
Wie het geëet verlede jaar? Almal van ons. Elke bord kos, elke koppie koffie, ons kan aangaan. Ouens, laat ons 'n dankbare volk bly, 'n dankbare gemeente bly, 'n dankbare individu bly, en weet dat alles wat ek het, kom van God af. Die Here het ons ook geleer in 2025. Dis die deel wat ons nie altyd so lekker van hou nie. Ek kan net vir jou sê, elke geveg wat ek en jy geveg het 'n les gebring. Het jy iets geleer verlede jaar? Verseker. Elke vertraging, waar iets vertraag is, het 'n doel gehad. Gaan dink daaroor. Elke terugslag was 'n dieper uitnodiging aan jou en my om God meer te vertrou. Here, dit het nie uitgewerk nie, maar steeds vertrou ek op U. As ons terugkyk, ouers, dan sien ons nie net wat gebeur het nie. Ons sien dit wat God gebruik het om jou en my te leer. Daarom is dit goed om stil te staan en te reflekteer oor die jaar wat verby is. Maar nou is ons hier, ons is in die Here, so kom ons praat oor 'n blik op die Here. Terwyl ons oor die verlede nadink, staan ons stewig in die Here. Hier sit ons. God het ons behou, God het vir ons voorsien, God het ons geleer, maar hier is ons. Vandag, ouens, is 'n dag van dankbaarheid. Aan die begin van die jaar is 'n dag van dankbaarheid. So voordat ek en jy in 2026 instorm met al ons nuwe versoeke, kom ons staan stil en ons sê vir die Here dankie vir sy barmhartigheid. Ons sê dankie vir sy genade. Ons sê dankie vir sy redding. Dankbaarheid is die sleutel wat jou hart voorberei vir toekomstige seëninge van die Here af. Vandag is ook 'n dag van oorgawe. Soos wat ons van die ou jaar af wegstap, soos ons maar praat, ons praat maar so in ons menslike taal. Soos wat ons van die ou jaar af wegstap, wil ek jou aanmoedig om ook weg te stap van die ou dinge in jou lewe. Dis 'n goeie tyd. Die verkeerdste ding om te doen is om met dieselfde laste as verlede jaar in hierdie nuwe jaar in te beweeg. Dis die verkeerdste ding om te doen. Filippense 3 vers 14 sê die volgende. Hy sê maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is en ek strek my uit na wat voor is en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus, maar nou jy het in jou eerste sin vanoggend aangehaal. Het gesê, ons kan nie net terugkyk na die verlede nie, ons moet ons roeping, ons hoogste roeping, om God te verheerlik, om sy koninkryk uit te bring, aanvaar en vorentoe te kyk. Jy begin vanoggend met dit. Met die draai van elke jaar, ouens, maak mense nuwejaarsvoornemens. Is ek reg? Ja, skud my jou kop, man. Dis so. En gewoonlik het dit met die uiterlike te doen. Ek gaan gewig verloor hierdie jaar. Nee. Ek gaan meer gesond lewe. Minder brood eet en minder vleis, net groente, sterkte. Ek gaan meer oefen. Ouens, dit hou nie lank nie. Ja, ons lag vir mekaar. Ons sê dit elke jaar. Van hierdie jaar gewig verloor, van hierdie jaar oefen, van hierdie jaar gesond lewe. 'n veel beter besluit, en nou wil ek jou uitdaag. 'n veel beter besluit sal wees om te besluit om die dinge van die verlede wat in jou verhouding met God jou weerhou het, om daarvan ontslae te raak. Dis 'n beter besluit. Om ontslae te raak van onvergewensgesindheid. Los dit in die ou jaar, as ek dit so kan uitdruk. Bitterheid, los dit in die ou jaar. Vrees, los dit in die ou jaar. Sonde, los dit in die ou jaar. Nou hoor die konteks wat ek gebruik. Gebruik nou maar hierdie jare en dinge. Moet dit elke dag los. Maar wat ek wil sê is, los die goed wat in die verlede jou teruggehou het en jou verhouding met God verhinder het. Los dit daar. Hierdie jaar wat voor lê gaan nie vir jou 'n nuwe jaar wees as jy al die ou gemors saambring nie. Jy kan amen sê of eina of iets. Staan vir jou langs jou en staan vir jouself.
Vandag is 'n dag van hernieude toewyding. Vandag kom ons, die begin van die jaar, en ons verbind ons lewe, ons verbind ons gesinne, ons verbind ons bediening, ons verbind ons planne aan die Here. Nie my wil nie, Here, maar laat U wil geskied. Nie my krag nie, Here, maar deur U Gees. Nie my tydsberekening nie, Here, maar volgens U perfekte skedule. Hierdie dagboek 2026. Wat tussen hierdie blaaie gaan gebeur en wat in jou dagboek gaan gebeur, weet ons nie. Ons het 'n idee. Ons weet nie regtig nie. Ek wil vir jou vra om jou dagboek, om jou beplanning, om jou idees, om jou verwagtinge aan God te kom voorlê. Voor hom neer te sit, sê Here, hier is my dagboek. Here, ek het 'n beplanning, ek het 'n idee. Ek weet wat ek wil doen en ek weet waar ek wil gaan. Maar stuur mense, die regte mense op my pad. Skryf U vir my nuwe afsprake, nuwe idees. My beplanning, Here, ek bring dit na U toe aan die begin van hierdie jaar. Kom lê dit voor U neer. Mag die Here jou en my skedule rig. En ek sê dit ook profeties. Mag God ons skedule rig. Mag hy ons in aanraking bring met die regte persone op die regte tyd. Dis die Here. Kom ons kyk na die toekoms. Niemand van ons weet wat 2026 gaan inhou nie. Maar ons ken die een wat 2026 en elke jaar daarna en die ewigheid in sy hand hou. Ken jy hom? Come on, ken jy hom? Amen. Soos jy hom ken, hoef ek nie te weet hoe elke dag gaan uitspeel nie. Want ek gaan nie weet nie. God het in ons daai voorreg gegee om vooruit te sien. Ek kan nie 3 sekondes vooruit sien. Maar ek weet wie hou 2026 in sy hand. My fokus moet op hom wees. Ons kyk die toekoms met selfvertroue in die gesig. Deuteronomium 3:31 vers 8 sê die volgende: En dit is die Here wat voor jou uittrek. Hy sal met jou wees. Hy sal jou nie begewe of verlaat nie. Jy mag nie bevrees of verskrik wees nie. Skryf dit neer, merk dit in jou Bybel. Deuteronomium 31 vers 8. En dit is die Here wat voor jou uittrek. Hy sal met jou wees, hy sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Jy mag nie bevrees of verskrik wees nie. Gaan kyk na die wêreld daar buite, gaan kyk na die beplanning. Ouers, ek kyk na die goed, ek kyk na hierdie AI, ek is bitter dom met tegnologie en dinge. Hier slim komputer ouers. Maar ek sê vir jou, dit stuur af. Daar kan 'n groot gemors wees. Ek kyk na maatskappye, weet jy wat, ek sit en dink, maatskappye, dan praat hulle van $billion companies. Daar's een maatskappy met AI en die produkte en die goed wat kom, en Agent 2 en Agent 3 en Agent 4, alles wat so goed gaan. Hulle maak $3 biljoen is hulle omset. Maar het so groot geraak dat eintlik hoe meer kliënte opklim, hoe meer geld verloor word, so hulle het $3 biljoen omset, maar hulle maak $5 biljoen verlies. Besef dit van jouself, want jy dink oor geld. $3 biljoen. Probeer dit in rand in omwerk. Dan jy moet 18 maal, dit is crazy, jou kop kan nie daar kom nie. Dit moet verskriklik baie geld wees. Wie weet jy kan dit oornag verloor. Hierdie magtige maatskappye wat biljoene dollars bou, wat dink die toekoms is daar, kan oornag so iets verloor. Maar God trek vir ons uit. Daarom vrees ek en jy nie die toekoms nie. Die goed van jou en my ontkant, ons is baie keer so, ons verstaan nie die goed nie, maar van die goed word nog teruggehou en weet, weggesteek in geheime en gewone man op straat weet nie van al die goed nie. Ek allerminst. Ek het 'n besluit gemaak dat God trek vir my en hy verander nooit. En God het my toekoms in sy hand. Ons kyk na die toekoms met vrede in ons harte. Weet julle hoekom? Omdat die Here by ons is.
Johannes 16 vers 33. Dit het ek vir julle gesê, dat julle my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar in goeie moed, ek in die wêreld oorwin. Is dit nie wat ek en jy Kersfees gevier het nie? Immanuel, God met ons. Is dit nie wat ons nou net gevier het nie? As ons dit nou wil vier met Kerstyd, moet ons dit glo en daaraan vashou. God is met jou en my. Daarom is daar vrede in ons harte. Ons kyk die toekoms tegemoet. En daar is 'n verwagting in ons hart. Het jy 'n verwagting oor hierdie jaar? Come on. Come on. Hoor mooi. God wil nie hê dat ek en jy net moet oorleef in 2026. Hoor wat ek sê. God wil nie hê dat ons just barely survive. Stryd en moeite om vlees en been aan mekaar te hou. God wil nie hê dat ons net 2026 moet oorleef. Hy wil hê ek en jy moet groei. Hy wil hê ons moet skyn. Hy wil hê ons moet vrug dra. Filippense 1 vers 6. Omdat ek juis hierop vertrou. Waarom vertrou ons? Dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Is die Here nog besig met jou en met my? Om ons te vorm en ons nuut te maak deur sy Gees, meer en meer om hom te verteenwoordig, Jesus te verteenwoordig. Ja, dis 'n lewensproses. Hou hy op daarmee? Nee, hy is in staat om dit tot volbring, tot op die einde. Kan nie nou moed verloor nie, kan nie nou uitsak nie. Kan ons God saam vertrou, gemeente, dat die Here nuwe dinge sal doen in jou en in my lewe? Kan ek jou hand sien, kan ek 'n amen kry? Kan ons God vertrou dat hy nuwe dinge sal doen in jou en in my lewe? Kan ons saam God vertrou vir nuwe barmhartighede, vir nuwe geleenthede? Kan ons, sal jy saam bid in jou binnekamer? Sal ons God saam vertrou vir nuwe deurbrake, nuwe werksgeleenthede, oorwinnings? Julle is maar bietjie stil. Ek gaan jou nooi om saam met te staan. Ek wil hê met saam met 'n nuwe jaar verklaring van geloof aflê. Sal jy dit doen? 'n nuwe jaar verklaring van geloof. Nie 'n nuwe jaar voorneme van ek nog 'n wig verloor en hou dit eers te weet. 'n nuwe jaar verklaring van geloof. Moet dit nie doen omdat ek jou vra nie. Maar doen dit nou in die eerlikheid van jou hart. Daar's die woord op die bord. Sê saam met my. Christus is ons fundament. Daarom sal ons nie vrees nie. Christus is ons herder. Daarom het ons alles wat ons nodig het. Christus is ons lig. Daarom sal ons nie in die duisternis wandel nie. Christus is ons hoop. Daarom sal ons nie ons vreugde laat steel nie. Ons hoop nie op die ekonomie, die regering of ons eie vermoë nie. Maar ons hoop op die onveranderlike Christus. Alles verander in hierdie lewe met die spoed van bloedlig. Goed wat maatskappye jare gevat het, doen hulle in 3 weke. Dis crazy. God verander nie. Sy beloftes verander nie. Daar's 'n verwagting in my hart dat die goeie werk wat die Here my begin het, hy sal volbring tot die einde toe. Daar's vrede in my hart want God is by my. Immanuel, God gaan nie op vakansie nie. God onttrek nie. God is nie. Sy Gees is in jou. Elke dag, elke oomblik kind van God. Hy het my behou. Hy het my voorsien. Ek is steeds hier. Jy is steeds hier. En hierdie jaar sal die Here dit weer doen. Glo jy dit met jou hele hart? Neem vir oomblik jou sitplek. As ons terugkyk 2025, dan sien ons God se getrouheid. Amen. Hier vandag rus ons in sy genade. Steeds hier. En as ons vorentoe kyk, vertrou ek God vir sy beloftes. Amen. Ons sluit die ou jaar af met harte vol van dankbaarheid. En ons betree die nuwe jaar
met harte vol onwankelbare hoop. Moenie hoop in die wêreld stel nie. Stel jou hoop op God. In die verlede het ons aan die einde van elke jaar, was dit 'n goeie gewoonte. Onthou jy die ou jaarsdienste? 11:00 die aand, op 'n ou jaar, dan kom jy kerk toe. Okay? Nou, wonderlik, en great, dat tye het verander. Party mense wil nie die aand ry nie, kan nie meer so lekker sien nie. Tye het ook verander, dit kan dalk gevaarlik wees. Kinders hou in elk geval nie tot 11:00, hulle wil plan 9:00 is al uit op hulle voete. So die dinge het verander en party kerke hou nie meer 'n ou jaars aanddiens. Ek onthou, toe ons dit nog gehou het, dan kom jy 11:00 en dan was daar nou diens en dan so 5 minute voor 12. So 10 minute, 5 minute voor 12. Dan het die gemeente die gewoonte gehad om op hulle knieë te gaan en vir die Here dankie te sê vir die ou jaar en hulle self te verbind aan die nuwe jaar. En hulle hoop op Christus te hernie. Ek wil jou nooi om dit volgende saam met te doen. Vir 'n paar oomblikke as dit vir jou moontlik is. Wil ek vir jou vra om daar waar jy is te kniel. As dit vir jou moontlik is, anders bly jy net sit. Om vir 'n paar oomblikke te kniel voor God om te sê, Here, vandag is 'n dag van dankbaarheid. Vandag is 'n dag wat ek stil staan, ek reflekteer, ek bring dankbaarheid en ek kan nie dankie vir 365 oggende verlede jaar. 365 sonsondergange. Dankie vir elke bord kos. Dankie vir elke verhouding. Dankie vir alles wat U vir my gegee het en gedoen het. Maar Here, hier in die begin van 2026, kom ek en ek kniel voor U neer. Ek kom lê my dagboek voor U neer. Ek kom gee my planne, my ideale, my drome, my verwagtinge. Lê ek aan U voete neer, Here, en ek begin met vertroue in my hart. 2026. Ek gee vir jou 'n paar minute om dit te doen. Slechts U wil, Heer, U wil met my, U wil te waken, met my te lei, voor my en maak my, net soos U wil, op U slechts U wil, Heer, U wil met my, U wil te waken, met my te lei, voor my en maak my, net soos U wil, op U
Gemeente, dit maak nie saak wat was nie. Dit maak nie saak wat gaan gebeur nie. Jesus Christus is gister, vandag, tot die ewigheid dieselfde. Kan ek jou vra om vir 'n oomblik weer saam met te staan? Ek wil vir ons as gemeente gebed bid. Kan jy hande vat so ver so dit moontlik is, die persoon langs jou? Ek sê dit uit my hart uit. Ek kyk elkeen van daai op toe daai ook in die oog en ek sê vir jou, jy is kosbaar. Maar ek en my gesin is lief vir jou en ek weet jy is lief vir ons. En ons bid vir jou, jy bid vir ons. En ons bid vir mekaar. COVID het ons geleer bid, reg bid. As wonderlike gemeentelede, kosbare mense wat reeds by die Here inwoon, hy is Here oor hulle ook. Nie meer hier is nie, maar ons is nog hier. Here, ons wil vir U dankie sê, dat Houtkruisgemeente, hierdie gebou, is die vertoef om te kom en die spaar ons Oktober, vier ons 50ste herdenking. 50 jaar, Here, het U hierdie kerk se deure oopgehou. 50 jaar was hier 'n gemeente wat elke Sondag en 'n week met gemeenteaktiwiteite aan U kon lof bring en kon aanbidding bring. Ons dankie vir elke diens wat ons beleef het. En terwyl ons praat oor die ou jaar en die nuwe jaar, dankie vir elke diens van 2025. Dankie vir elke beplanning, elke gemeenteaktiwiteit wat agter die rug is en wat ons saam U naam kon groot maak. Here, U lê 2026 voor ons. Dis amper 'n oop dagboek wat in ons gemeente moet gebeur. Here, wil ons eers sê, laat U wil geskied, soos U wil, Here. Mag hierdie jaar wat voorlê, Here, mag dit ons nuwe dinge inhou, nuwe barmhartighede, nuwe genade, nuwe vrede uit U hand. Leer ons ook, Here. Behou ons, Here. Voorsien vir ons, Here. En mag ons dankbare mense wees voor U aangesig. Dankie vir U vrede wat U gesê het, ek laat my vrede vir julle na. Ons loof U wonderlike naam daarvoor. Dankie dat ons vandag hier kan staan en 'n verwagting in ons hart kan hê vir wat voorlê. Here, bewaar en beskerm ons, ook die godsdienstvryheid wat ons geniet oor soveel jare in ons land Suid-Afrika. Sal U die planne van die vyand verydel, o God, en dit tot niet maak, dat ons kan voortgaan om ongehinder U naam te verheerlik en te loof en te prys, en gee vir ons 'n passie, Here, om ons roeping op te neem, om ander na Jesus toe te lei, en werklik ernstig dinge met U te meen hierdie jaar. Ek bid, Here, dat ons as mens, Here, ons is so in gewoonte, ons kan nie net voortploeter, soos van tevore nie. Help dat mense, U Heilige Gees, deur die oortuiging wat U bring, en U krag en U genade, dat ons die ou dinge in die ou jaar sal los, en met 'n nuwe hart, en nuwe gedagte, en nuwe gemoed, 2026 sal inbeweeg, Here. Ons loof U naam, en die sekerheid wat ons het, is dat U is gister, vandag, tot in ewigheid dieselfde. U verander nooit, U liefde raak nie minder nie, U genade hou nie op nie, U vrede, Here, vervaag nie, ons prys U naam. Seën ons in 2026, oud en jong, man en vrou, is my gebed in Jesus naam. Amen.